Goeiemôre, julle is so lekker om julle vanoggend hier so te kan hê en dankie dat julle vandag hier so is. Ek dink dit besonders vir elkeen wat hier vir die eerste keer is. Ek hoop regtig waar dat hierdie ook vir jou 'n goeie dag sal wees en 'n lekker dag sal wees en vir almal wat ook so aanlyn ingeskakel is en aanlyn kyk, baie welkom. Nou ons is in die middel van iets, so as jy dalk miskien 'n paar Sondae gemis het en of jy dalk miskien vir eerste keer hier is, dan weet jy dalk miskien nie presies waar ons is nie. Ons is besig met 'n reeks Wees ryk. En ek dink dis 'n vraag wat elkeen van ons op 'n stadium dalk miskien ons lewens het, is hoe kan ons ryk wees, of wat beteken dit om ryk te wees, of is ek ryk of is ek nie ryk nie. Een van my vriende het 'n klomp jare terug gery, hy in sy kar, en ek kyk so vandag en ek sien as jy die skuldige party is hier, en hulle ry so saam in 'n kar, en daar kom so sportsmotor verby, 'n Toyota, nie 'n Supra nie, ek dink dis daai 83 so wat ook al dit is, ek kan nie nou die presies ding se naam onthou nie, maar een van daai Toyota sportskarre kom verby, en sy dogter vra vir hom, "Jo, kyk daai ryk mense." En hy sê, "Ja." En sy so, "Kan ons so 'n kar koop?" En hy sê vir haar, "Ja, ons kan." Sy sê, "Yes, ons is ook ryk." Persepsies van rykdom is baie relatief en dit lyk vir ons elkeen so 'n klein bietjie anders. Maar waarna ons nou kyk in hierdie reeks Wees ryk, ons kyk na wat is die rykdomdiewe in ons lewens. Ons sien dit baie keer by kinders. Kinders sukkel om te deel, of hulle huil as boetie of sussie hulle chip vat, of as iemand anders dalk miskien hulle sweetie vat, of die een wat hulle graag wou gehad het kies, en ons sien baie keer hoe hulle eintlik vir die sinneloosste dinge toelaat dat hulle rykdom by hulle gesteel word. Maar daar's soveel meer eintlik wat God vir ons elkeen wil gee, en hierdie is waarmee ons besig is, om uit te figure, wat is dit wat God vir ons wil gee, maar ook daarteenoor, wat is dit wat ons rykdom kon steel. En wat ons gesê het is, daar's 7 dinge wat eintlik gelys word in die Bybel, baie bekend as die 7 dodelike sondes. En hierdie gaan nie noodwendig so seer oor dat hierdie nie iets is wat God ons nie vanaf kan vergewe nie. Inteendeel, ek dink God kan ons definitief vergewe van elke liewe een van daai wanneer ons daai sondes pleeg, maar dis juis daardie goed wat my en jou rykdom kom steel, en ons lê so klein bietjie in op dit. Nou, ek dink as ons so dink rondom net rondom rykdom, dan is daar ook miskien 'n vraag wat ons kan vra. En hierdie is die vraag: het jy al ooit na jou lewe gekyk en gedink? Het jy ooit in jou lewe gekyk en gedink, en jy kan die spasie invul. Gedink aan die Here dankie dat ek so geseënd is. Of gedink dankie dat ek vanaand kan sit en 'n lekker bord kos kan geniet. Net laas Sondag het ek gepraat van 'n chimichurri steak by Franco's. En na die diens is van ons beste vriende hier, en hulle so, "Wil julle by Franco's gaan eet?" En ek so, "Julle het my skimp gevang, dankie." En hy het gaan sit, en ek het 'n chimichurri steak geëet, en ek het daar gesit en gesê, "Here, dankie vir beeste. Dankie, ek is so dankbaar dat U vir ons beeste gegee het, om vir ons hierdie ongelooflike vleis te gee." En dan van julle wat ook miskien vegetariërs is, dis okay om die Here dankie te sê vir beeste. Ek kan ook 'n wêreld sien waar ek die Here kan sê dankie vir groente of vir gras, want beeste kan dit eet, so die res van ons kan kos kry. Maar ernstig, na jou lewe gekyk en gedink, hoorie, ek is geseënd. Ek meen, van julle mans, van waar ek staan, ek kan hierdie sien. Van julle mans het nodig om vir Here dankie te sê vir jou vrou. Want jou vrou is 'n sterk 8 of 9 en jy's 'n harde 3. En jy het nodig om dankie te sê, Here, dankie dat U vir my 'n vrou gegee het. Dankie dat liefde blind is, Here, baie blind is. Ons almal het iets om voor dankie te sê, natuurlik.
En dis God se genade wat oor ons lewe uitgegiet is, op watter manier ook al, hoe groot of hoe klein, maar ons kry hierdie goed nie noodwendig omdat ons dit verdien nie, en dit is regtig eintlik 'n genade geskenk van God. En ja, ons werk hard en ja, ons probeer 'n klomp dinge, maar ook op die einde van die dag, God kom en hy seën jou op watter manier ook al in jou lewe. Maar dan is daar ook 'n ander kant van hierdie vraag. Het jy ooit in jou lewe gekyk en gedink? Ek verdien meer. Dalk miskien gedink, hierdie is onregverdig. Wat met my gebeur is nie reg nie. Ek voel nie, dis fair nie. Ek voel dinge moet eintlik anders te lyk, of ek voel net hierdie is nie reg nie. Hierdie is nie okay nie. En ek verstaan nie hoekom moet ek deur hierdie gaan nie, en hierdie ander mense loop sommer net, en hulle kan net doen wat hulle wil doen, en hulle het wat hulle het, en ek sukkel, en ek probeer die regte ding te doen, maar hulle fruleer, en ek word in die grond ingetrap, en dit suig, en is onregverdig, en ek wens dit kan anders te wees, inteendeel, ek dink, dit moet anders te wees, en ek dink nie, dis hoe my lewe eintlik veronderstel is, om te lyk nie. En Jakobus praat nogal in die boek van Jakobus, in Jakobus 3, dan sê die volgende, hy sê, want waar afguns is, en twis is daar verwarring, en elke bose werk. Nou net gou op hierdie episode, dis die wat ons hanteer vandag. Jy sien, wees ryk, wat is dit wat ons rykdom in ons lewe kan steel, is afguns. En wat afguns doen is, dit is 'n spasie wat jy na 'n plek toe vat waar daar twis is, en daar's verwarring, dit goed maak nie meer sin nie, en jy kyk na goed, en dinge lyk nie meer soos dit gelyk het in die verlede nie, dit kan nogal eintlik taamlik vinnig verander, en jy raak ongelukkig, en jy raak de mekaar, en jy raak verward net oor waar jy is, en daar is iets wat aan die kook is, en jy kan nie lekker jou vinger op dit sit nie, maar wat jy voel is nie goed nie. En wat jy eintlik voel is afguns. En as mens hier aan dink die teenmiddel, as mens teen afguns eintlik wil veg en werk, is jy het nodig om in dankbaarheid te leef. Dis die teenmiddel eintlik maar vir afguns, maar dis moeilik om iemand anders se lewe te begeer, of afgunstig te wees teenoor iemand anders se lewe rondom jou. As jy rondom jou kyk en sê, maar kyk na daai, en kyk waar sit ek. Dis moeilik om 'n ander persoon se lewe te begeer, of afgunstig te wees teenoor 'n ander persoon, terwyl jy besig is om God te dank vir wat hy jou gegee het. Daai twee kan nie eintlik lekker saamwerk nie. Inteendeel, dat ek so ver gaan om te sê, ek dink nie regtig dis moontlik om in dankbaarheid die Here te dank vir wat hy vir jou doen en vir wat hy jou gee, en afgunstig te wees teenoor iemand anders nie. Maar Marius, wat is afguns? Dan kom ons lê gou net vir 'n oomblik op hierdie. Wat presies is afguns, of hoe kan mens afguns beskryf? Is dit soos 'n jaloesie, of wat presies is afgunstig? Afgunstigheid gaan nie net oor dat jy wens jy het wat iemand anders het nie. Dis nie heeltemal afguns nie. Afguns is meer, ek het nie wat hulle het nie, en ek wens hulle het dit ook nie. Dis afguns. Afguns is 'n baie dieper gevoel of emosie van haat, of van wraak, of van net van hierdie ek voel nie iemand anders te verdien iets wat ek nie in my lewe het nie. Ek wens hulle verloor dit. Ek dink om met ander woorde te sê, afguns is om bedroef te wees oor iemand anders se seën.
En net eenvoudig, en om bly te wees, oor hulle seer. Het jy al ooit, ek sal so 'n storie vertel. Ek sal eers te gaan, want ek weet julle het nie regtig sonde nie, dis maar meer ek, en hierdie help my op Sondag ongelooflik baie. Maar daar was 'n keer gewees, terwyl die kantore van die kerk nog by Ocean River was, en ek wil uitry, het klink, wag, ek moet miskien dit net klassifiseer. Agter Ocean River was. Nie in Ocean River nie, net agter, ons het kerkpreke sien nou gehou, en ons het mense gesien by Ocean River. Dit was amazing tyd gewees. Julle moes daar gewees het, dit was incredible gewees. Dit was regtig nogal iets besonders. Maar so staan ek, en ek ry uit by die kantore, en ek kom in die pad, en daar reg voor Ocean River is daar's 'n kompleks daar so, en daar's 'n groot lamppaal, en hierdie ou staan die pad vol met sy splinter nuwe uit die boks uit double cab bakkie. En in my hart in daai oomblik is ek so, come on. Kan jy net besluit net wat jy wil doen? Wil jy kom of wil jy gaan? Wat wil jy maak? En ek dink myself, jou clown, jy kan nie eens ry nie. Wat doen jy met so 'n bakkie? Jy weet nie eens om te bestuur nie. Weet? En die ou sit die bakkie in reverse, en hy reverse teen die konkrete lamppaal vas. En dit is vir my so lekker. En ek dink, ja, jou aap. Jy staan die hele pad vol, en die volgende oomblik hoor ek, boef, en hier staan my kar se bonnet so. En ek dink, wat die hel het nou gebeur? Die lig afgeval. Terwyl ek myself verlustig in hierdie persoon se seer. En bly is dat hy seer kry ek ook seer. En toe is ek so kwaad vir hom. Verstaan, ek klim uit en ek sê vir hom, wat die hel doen jy? Kyk hoe lyk my kar, en hy is so, ek verstaan nie hoekom jou kar so lyk nie. Dit is om bedroef te wees oor iemand anders se seën, om bly te wees as iemand anders se seer kry. En ek weet julle is glad nie soos ek nie, en jy het nog nooit gegaan, yes, as daar iets met iemand anders te gebeur het nie, wat jy voel net onregverdig was, of wat jy voel dalk miskien 'n kant toe moes gekom het, maar ons lees binne in Jakobus verder, dan skep hy die prentjie, so 'n klein bietjie verder, en hy sê lewenswysheid, dit is, hy gee eintlik raad, dit is 'n klassifikasie om te sê, hoorie, so hierso is 'n lewensles, dit is wanneer jou kind een kant vat, en sê, laat pappa gou ietsie vir jou vertel, laat mamma net gou vir jou vertel, hoe werk die lewe, luister mooi, wat die taal van jaloesie en selfsug praat, en mense gedurig wil hap en seermaak, kom nie van God af nie, afguns kom nie van God af nie. Dan gaan aan, dan sê hy, nee, dit kom van die duiwel af, iemand wat optree volgens die maatstawwe wat mense stel, dink, dit is hoe mense behoort te leef. Maar is egter nie. Teendeel, dis egter nie wat God dink nie, maar waar daar jaloesie is, of iemand wat net in homself belangstel, en ander niks gun nie, kan 'n mens nie in vrede saamleef nie. Hulle is gedurig, hoor gou hierdie, hulle is gedurig aan mekaar, en hoor hierdie is belangrik, dit pla hulle ook nie, om sommer die lelikste goed aan mekaar te doen nie. Jy sien, dit gaan van 'n plek af waar ek ander mense nie iets gun nie, en waar ek sleg praat van mense, of lelike dinge van mense sê, en dis nie God se wil nie, en dan gaan dit na 'n dieper plek toe, waar jou hart anders te ingestel is, en dan gaan dit na 'n plek toe, waar jy somme vrede begin te verloor, en wanneer jy vrede begin verloor, dan is jy gedurig karringrag aan mekaar, en dit gaan na 'n plek toe, waar jy eventueel nie eens meer gepla is, dat jy die lelikste goed teenoor ander mense doen.
In kort opgesom, wat hierdie teks eintlik vir my en vir jou sê is afguns kom steel by my en jou stadig in ons lewe en jy kom dit dalk nie eens meer agter nie. Nou hoe werk afguns as 'n dief? Want dis wat hy is. Afguns is 'n dief en hoe werk afguns as 'n dief? Daar's hierdie storie in die begin van dit wat ons ken as die Bybel of as die Ou Testament, dit wat Jode aan vashou en dit wat selfs van die ander gelowe op gebaseer is binne in die Ou Testament en die eerste boek van die Ou Testament is Genesis en net na die skepingsverhaal dan praat Genesis daar in Genesis 4 en gesels hulle rondom Kain en Abel en Kain en Abel is die twee seuns van Adam en Eva wat klomp moeilikheid vir klomp mense veroorsaak het en Kain en Abel leef 'n lewe, hulle albei is ons tipe mense, hulle is boere mense, hulle boer en hulle plant en hulle gaan te kere en hulle is besig om te doen wat hulle doen. Nou aan die een kant Abel hy's 'n veeboer, so hy boer met beeste en skape en bokke en al daai klas van dinge en dan aan die ander kant is Kain en hy is 'n saaiboer en elkeen in 'n eie rigting en elkeen het 'n rol om te vertolk en elkeen is uniek en elkeen is besig om 'n ander doel en 'n ander manier of 'n ander lewe uit te leef en dan op 'n sekere stadium wanneer die oestyd inkom, kom die opbrengs op en is tyd vir Kain en Abel om 'n offer na God toe te vat en Abel vat die beste van al sy eerste lammers vat hy na God toe en hy offer hierdie vir God en Abel gaan en hy vat 'n offer na God toe van die oes wat hy gekry het of 'n persentasie van die oes wat hy gekry het. En dan is daar hierdie oomblik waar iets afspeel en kom ons stel dit op by vers 4 in Genesis 4. Hy sê die Here het Abel en sy offer aanvaar, maar nie die van Kain nie. Daaroor was Kain baie kwaad en neerslagtig. So terug na vandag se boodskap toe. Kain is bedroef oor die seun wat God vir sy broer gee. En die Here praat met Kain en sê vir Kain, hoorie, maar hy het nie 'n offer aanvaar nie, maar dit gaan nie oor jou broer se offer noodwendig beter was as joune nie. Dit het dalk miskien net anders te gelyk en hoor gou wat sê die Here vir hom. Hy sê vir hom, hoekom is jy so kwaad? Hy kom na God en hy gee 'n offer en hy kyk sy broer en sy broer se offer word aanvaar en sy offer word nie aanvaar nie. En weet jy waar sien hy die probleem? Hy sien nie die probleem by homself nie, hy sien die probleem by sy broer. En die Here sê vir hom, hey, hoekom is jy so kwaad? Vra die Here vir hom. Hoekom hang jou gesig so? Is daar nie aanvaarding vir jou as jy reg optree nie? Is daar nie aanvaarding vir jou as daar iets in jou hart gebeur of as daar skuif plaasvind nie? Is dit nie waar die rykdom in lê nie? Ek sê maar as jy weier om reg te doen, moet jy oppas. En hier is 'n waarskuwing. God sê vir hom, hoorie, wees versigtig as jy weier om reg te doen, moet jy oppas. En hier is nie God wat hom dreig nie. Hier is nie God wat vir hom sê ek gaan jou badkamer toe vat en jou 'n pak slaag gee nie. Hier is nie God wat sê ek gaan jou straf nie. Hier is God wat sê jy moet oppas. Hoekom? Want sonde hurk by die deur om jou te oorweldig. Maar jy moet dit oorwin. En God gee vir hom hierdie waarskuwing en sê vir hom jy het nodig om versigtig te wees want daar's iets wat in jou hart geskuif het. Daar's iets wat in jou hart aangaan. Daar's iets wat jy toegelaat het en jy sien nie meer die vreugde daarin dat daar seën op jou broer se lewe is nie en jy vergelyk sy lewe met jou lewe, sy hart met jou hart en jy voel dis onregverdig. En jy raak afgunstig en jy laat iets toe wat glad nie eintlik in jou hart moet wees nie. En sonde hurk by jou deur en jy moet versigtig wees want as daai versoeking gaan kom, gaan jy dalk die deur oopmaak en daai versoeking in afguns gaan na vore kom en dit gaan jou oorweldig. En dan sien mens in vers 8 en sien mens Kain gaan en hy het met sy broer Abel gepraat
gesprek, hey Boetie, hoe gaan dit? Kom ons gaan stap bietjie in die veld. En terwyl hulle in die veld was, het Kain sy broer Abel aangeval. So, hulle gesels, hulle stap in die veld, iets hier gebeur, en hy val sy broer aan, en hy het hom doodgeslaan. Wat gebeur met Kain? Kain val in die versoeking. Dit wil God hom voor gewaarsku het. Hy sê vir hom, pas op, wees versigtig, sonde rip jou deur, pas op, daar's iets wat besig om aan te gaan, daar's afguns in jou hart, wees versigtig, moenie val nie, en Kain val in versoeking. En dan lees mens dit verder, hy sê, daarna vra die Here vir Kain, waar is Abel jou broer? Hoor gou hierdie, ek weet nie, is sy skerp antwoord. Nou hier's iets wat nogal gebeur wanneer het kom by 'n spasie waar ons in afguns is heel eerstens wanneer jy afgunstig raak, dan raak jy kwaad vir ander. En dan op 'n stadium begin jy kwaad te raak vir God. As jy jou hart nie in check hou nie, gaan jy kwaad raak vir ander. En wanneer daai ander dalk miskien verloor wat hulle het, wat jy graag wou gehad het, of jou prentjie dalk miskien ontmoet word, dat hulle seun weggevat word, of nie weggevat word nie, al gebeur die slegste met hulle. Jou hart bly donker, en jou hart verander teenoor God, en jy verloor die rykdom wat God eintlik vir jou wil gee. En jy raak arrogant met die Here. Hy sê, ek is mos nie my broer se oppasser nie. Jy moet nie hier vir my kom vra nie, en dis eintlik wat hy sê. Hoekom vra jy vir my, waar is my broer? Jy weet ons waar my broer is. Jy weet alles, Here. Moenie my kom vra nie. Jy weet presies waar is hy. Daai dief van afguns maak jou hart hard. Soos 'n klip. En dan kom God en die Here sê vir hom, maar die Here sê vir hom, wat het jy nou aangevang? Wat het jy nou gedoen? Besef jy nie eens wat jy gedoen het nie? Die bloed van jou broer roep na my, daar waar dit op die grond geval het. Nou hier is iets wat jy moet besef, is dat afguns is iets wat regtig waar nie net jou dankbaarheid steel nie. En nie net jou fokus afhaal van die seën wat God op jou lewe geplaas het nie, maar dit trek jou in 'n plek in waar jy regtig dom goed kan doen. Daar's 'n vernietigende effek wat afguns op mense se lewens het. Nou wat is daai vernietigende effek van afguns in mense se lewens? Spreuke som dit nogal taamlik mooi op en hy sê dit so. Hy sê 'n kalm hart gee lewe aan die liggaam, maar nywer is die verrotting van die gebeentes. Dit lê diep en dit vreet jou op. Dit is, ek wil hê wat jy het. Dit is, ek is bang om te verloor wat ek het, en ek is bang ek kry nie wat jy het nie, en daai ding begin net soos 'n spiraal jou in te sluk, en die eerste ding wat val, wanneer kom by afguns, en hier het jy al baie gehoor, in hierdie dodelike sondes waar ons praat, is, die eerste ding wat afguns doen, afguns vernietig verhoudings. Dit vernietig verhoudings. Jy begin ander as jou teestanders te sien. Jy begin ander wat jou vriende is, nie meer as jou vriende te sien nie. Jy begin jouself te vergelyk en jy kan nie meer saam met mense rondom jou bly wees vir die seën wat God binne hulle lewe vir hulle gegee het nie. Die tweede ding wat gebeur is afguns steel jou, dit steel jou vreugde en dit steel jou dankbaarheid. Jy sien nie meer in jou eie lewe dat God vir jou gawes gegee het nie. Dat God vir jou vertrou het met sekere dinge nie. Jy voel altyd jy's agter, jy trek in die agterste speen. Jy voel jy het nooit in jou lewe genoeg nie. Maak nie saak wat jy het nie, dit is nooit genoeg nie. Wat afguns dan doen is afguns lei tot ander sondes. Dit trek jou dieper in en dit lei tot ander sondes. Dit stop nooit net by 'n hartskondisie nie. Afguns lei altyd na 'n spasie toe waar jy 'n skuif maak in jou lewe. Inteendeel,
waar ons lees in die gemeente, die brief van die gemeente van Galasiërs, waar die vrug van die Gees bespreek word, praat hulle van die groentes van die vlees net voor die vrug van die Gees. En deel van die lys van die groentes van die vlees binne Galasiërs 5 vers 19 dan sê hy dat hierdie is die werkinge van die sondige natuur en dit loop uit op woede en op haat en op skinder, selfs op geweld, maar deel van daai lys noem hy spesifiek afguns en dis verwoestend. Dis dinge wat jou lewe insluk en wat nie vrug gaan oplewer in jou lewe nie. En dan wat afguns kom doen, afguns verblind jou vir jou eie roeping. En hier is waarskynlik een van die grootste deel van die diewe van afguns. Afguns laat jou glo dat God jou nie wil, kan of gaan gebruik nie. Jy begin God se plan vir jou lewe te bevraagteken. Jy begin te bevraagteken hoekom jy op die aarde moet wees. Jy begin te bevraagteken, maar wat is jou doel op hierdie aarde? En jy kyk na ander se roetes en jy kyk na ander mense se seën en hoe God met ander mense werk en jy vra die vraag, maar hoekom voel ek soos ek voel? Hoekom kan ek nie vrede hê nie? Hoekom kan ek nie geluk hê nie? Hoekom kan ek nie seën hê nie? Hoekom het ek nie wat ander het nie? En eintlik is dit net omdat jy hierdie toegelaat het in jou lewe. Afguns. So hier is die ander prentjie. Jy sien, jy hoef nie te kry wat iemand anders te het om werklik ryk te wees nie. En hierdie is eintlik reg deur die reeks wat ons al vir mekaar sê. Jy hoef nie te kry wat iemand anders te het om werklik ryk te wees nie. En daar is so min mense in die lewe wat hierdie regtig word en volle besef. So, ek dink baie keer dink ons sal ryk wees as hierdie verander. Ons sal ryk wees as ander mense kry wat hulle verdien, of ons sal ryk wees as goeders in ons land dalk miskien anders te lyk. Inteendeel, kom ons praat oor ons land vir 'n oomblik. In ons land is al hierdie klimaat waar daar 'n prentjie is wat geskep word om te sê dat wanneer X, Y en Z gebeur, sal almal ryk wees en beter af wees. As sekere veranderinge gaan gebeur, dan gaan ons land anders te lyk en almal sal gelukkig en ryk wees. Maar wat is rykdom? En hoeveel is ryk? Is ryk R10.000? Is ryk 1000 vierkante meter of 2000 vierkante meter of 3000 vierkante meter? Is ryk 1 hektaar of is ryk R100.000 of R1.000.000? Wat presies is ryk? As mens hierdie nie reg verstaan nie, dan kom jy by 'n plek uit waar jy sê dit sal beter wees as iemand anders iets verloor, sodat ek ten minste ryk kan voel. Die hart van die evangelie is hierdie. Jy het nie nodig om te kry wat iemand anders het om werklik ryk te wees nie. In hierdie afgelope week en elementêr van wat jou oortuiging is van die persoon of van die individu, of jy saamstem of nie saamstem rondom die persoon se oortuiging nie. Hierdie afgelope week met die moord van Charlie Kirk is waarskynlik een van die beste prentjies van afguns wat mens kan kry. Ons kan klomp dinge daaraan koppel en sê maar die persoon was X of daai persoon was dit of dit was dit of dit was dit gewees. Maar eintlik al wat gebeur het, hierdie persoon het toegelaat dat die vyand in sy lewe kan kom. Dat hy vir hom sê hy is arm in homself, oor sy oortuiging, oor wat hy dink, oor wat hy voel. En hy is arm as gevolg van iemand wat anders te praat of iets anders te sê as hy.
En ek en Marietjie en die kinders nogal donderdag aand toe ons op mekaar is en sit en sê, ons voel nogal, dis nie 'n lekker dag gewees nie. En Marietjie sê dit so mooi vir my en vir die kinders en sê ja, dit is nie 'n lekker dag gewees nie, want dit gaan nie oor wat iemand se politieke siening is nie, maar dit gaan oor dat 'n persoon uitgesproke was vir Jesus Christus gewees. En daai persoon is dood. Elementêr, mens saamstem met sy politieke siening, dis irrelevant eintlik in die groter prentjie van alles. En dit maak niemand ryker nie. Inteendeel, daai afguns, daai daad, daai sondige dinge waar dit jou intrek, dat jy self so ver sal gaan om iemand se lewe te neem, omdat jy dink dit gaan jou ryk maak op 'n manier. Soos Abel en Kain se storie. So kan ons dink aan Josef se storie, presies dieselfde. Afgunstigheid gooi hom in die gat en dit wil eintlik in dood gaan. En ons kan so aangaan met stories. Jy dink afguns is hierdie dingetjie, hierdie afguns lei na moord toe en lei na dood toe. Die storie van Jesus Christus is jy hoef nie te kry wat iemand anders het om ryk te wees nie. In 2 Korintiërs sê dit nogal taamlik mooi, Paulus in die gemeente van Korintiërs. Hy sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Dat hy, wat ryk was, terwille van julle arm geword het. Sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En gaan verder aan. Jy kan nie beheer wat ander het nie. Ek en jy kan dit nie beheer nie. Maar ons kan kies om ons oë van ander se lewens af te haal en dit op Jesus te sit. Dis wat ons kan doen. Jy kan nie beheer hoe ander optree, hoe ander dink, hoe ander voel, wat ander het of wat ander nie het nie. Maar jy is ryk in die genade van Jesus Christus as gevolg van die prys wat hy gegee het en betaal het. En kom ek sê dalk gou hierdie ook net vir jou. As jy dalk miskien na kyk of as jy hier sit en jy twyfel selfs nog in Jesus Christus. Jy wonder nogal, miskien hoorie maar is Jesus regtig wie hy gesê het hy is of weet jy het vraagtekens rondom dit. As jy beheer oorgee en afguns in jou lewe, gaan dit jou verwoes. So gee dit in elk geval weg. Staan in elk geval weg van dit af. Want dit gaan seer vir jou veroorsaak en seer vir ander mense veroorsaak. Jy kan nie beheer wat ander het nie, maar wat jy kan doen, wat jy kan kies, is jy kan kies om jou oë van ander se lewens af te haal. En my opinie, en my persoonlike ondervinding, is die beste plek waar ek my oë op kan hou, wanneer afguns aan my deurklop, is op Jesus Christus. Wat alles opgegee het, terwille van my en terwille van jou. Wat jy het alreeds die grootste rykdom. En toegang tot die grootste rykdom. En dit is Jesus Christus. So vanoggend wil ek vir jou vra, sommer daar waar jy sit, dat jy jou oë sal sluit. En kom ons doen hierdie. Ons bid saam en ons vra dat die Here net ons harte sal oopmaak en sal skoonmaak van wat ook al daar is, wat daar nie moet wees nie. En Here, ons gebed is so, dat U ons sal kom vrymaak van enige vorm van afguns. Wat maak dit saak wat iemand anders het? Wat gaan dit ons aan wat iemand anders het? Help ons elkeen, Here, help my om my oë op U te hou. Wat is ander mense se sake of se besigheid of se wêreld of se keuses? In elk geval om enigiets met my uit te waai. Hulle staan voor U. En my rykdom is nie, Here, en ons rykdom is nie in die afwesigheid van seën of rykdom in ander se lewens, hoe dit ook al lyk nie. Ons rykdom is in U. Help ons elkeen om dit raak te sien.
Help ons om dit te leef. Help ons om ryk te wees. In Jesus naam. Amen. As jy graag wil agterbly vir gebed, is jy meer as welkom. Maar ek hoop julle het 'n wonderlike week verder en wees ryk. Maak 'n keuse.